Hartlike goeiedag, my naam is Jaco van Aswegen en ek groet jou uit my studio uit en ek wil vandag net saam met jou kuier uit Matteus 4. Vir 'n paar dae wil ek saam met jou kuier rondom Matteus 4 onder die opskrif van die versoeking van Jesus. En dadelik maak dit die vraag by my wakker. As die lam van God versoek was, hoe kan ek en jy enigsins dink dat ons versoeking gaan vryspring? Hoe kan ons dink ons is van versoeking gevrywaar? As die lam van God versoek was, kan jy verseker weet dat jy ook versoek gaan word. Die woord van die Here leer ons in 1 Korintiërs 10 vers 13 die volgende, deur te sê geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou. Hoor jy dit? God is getrou. Wat nie sal toelaat dat julle bo julle klagte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Wat vandag vir my en vir jou sê, dat met elke versoeking is daar 'n uitkoms. Met elke versoeking is daar 'n uitweg. Die vraag is net, kies ek en jy dit? Aanvaar ek en jy dit? Vat ek en jy dit? Want te midde van die feit dat ons deur versoekings gaan, moet ek en jy op 'n plek kom wat ons leer om dit te deurstaan, deur 'n plek waar ons dit verdra en 'n plek waar ons dit oorwin. En een ding wat jy vandag moet besef, is dat God versoek nie. Jy moet mooi hoor, God versoek jou en my nie. Hoor wat sê die woord van die Here in Jakobus 1 vers 13. Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie en self versoek hy niemand nie. Hoor jy dit? Self versoek hy niemand nie. God versoek jou nie. Die vyand is die een wat jou van stryd wil bring. Maar ek dank vandag die Vader dat die lam van God versoek was. Ja, jy het my reg gehoor. Ek dank die Vader dat die lam van God versoek was. Hoekom sê ek so? Want Hebreërs 2 vers 18 leer my en jou. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Hy weet wat jy ervaar en beleef in jou versoeking, want hy was daardeur. God staan by jou kant, deur middel van die lam om jou te help in tye van versoeking. Die vraag is net of ek en jy sy hulp gaan aanvaar of nie. Gaan jy kies om hom die geleentheid te gee om jou te help of nie? Daai keuse berus by jou. God wil jou in 2025 op 'n plek bring waar jy versoeking kan oorwin, waar jy versoeking kan weerstaan, waar jy versoeking kan verdra tot verheerliking van sy groot en heilige naam. En onthou, Jesus is altyd daar om jou te help. Mag dit bewe waar jy lewe. Onthou, God het jou super duper lief. En as jy enige gebedsversoek het, is jy welkom om dit vir my per WhatsApp te stuur op 082-875-7952, waar ek saam met jou die Here kan vertrou om jou omstandighede te verander.